kan nie. Daar is baie dinge, wonderlike dinge in hierdie wêreld wat 'n mens kan doen. Jy kan in 'n vliegtyg of 'n ballon vlieg, 'n akrobaat word, 'n musiekinstrument speel of aan grillerige goed vat. Verbeel jou net. Daar was 'n dogter wat een ding baie graag wou doen. Sy wou dolgraag die hoogste boom op die hoë koppie van haar gunsteling plek klim. Maar daarvoor moes sy baie moed hê. Want sien, die boom was besonder hoog en sy bas baie grof. Maar eendag was eendag, 'n dag waarop sy nie langer haar nuuskierigheid kon bedwing nie. Sy het nader gegaan en hoog in die boom opgekyk. As sy by die boom se hoogste toppe sou kon uitkom, kon sy ver uitkyk, sommer baie ver. Sy het gehoop dat sy die groot rivier en die huise se dakke sou kon sien. En hierdie een groot begeerte het haar gemotiveer om wel die groot stap te neem. Sy het die eerste vasdra plek vir haar linkervoet gevind en toe die volgende plek vir haar regtervoet. Haar hand het die naaste tak vasgevat, eers regs en toe links. Die takke was inderdaad grof en die blare dikwels in haar gesig, maar tree vir tree het sy verder geklim. Toe sy so end hoër op in die boom is, het sy eers 'n oomblik gerus. Sy het darm al gevorder, maar het nog nie juis ver gekom nie. Die end tot bo wat nog voorgelê het, was nog so ver om te klim. Maar toer bo in die takke het sonlig in die boomtoppe gespeel. Sy moes eenvoudig daar uitkom. Sy klim toe verder, doelgerig. En na nog so eens se klim, kyk sy agteraf. En toe sien sy hoe hoog sy al in die boom is. En skielik is sy bang, eintlik skoon benoud. Dis te hoog. Ek kan nie nog verder klim nie. Ek kan nie bo uitkom nie. Maar net toe sy op die punt is om te draai, het die klein voeltjie in die hoër takke haar bemoedig. Hou moed, jy is amper daar. Dit sal die moeite werd wees. Sy het opgekyk. Diep gesig en toe verder geklim. Omdat dit al hoër geword het, het dit stadiger gegaan. Maar nie te lank daarna nie. Het haar moed haar heeltemal begewe. Ek kan hierdie dood eenvoudig nie doen nie. Sonder om te aarzel het sy dadelik begin afklim en 'n hele paar tree ondertoe gevorder. Maar haar ideaal het haar skielik weer te binne geskiet. Kom bo uit. Ek is moeg. My hande is seer. Hierdie droom is groter as my vermoëns. Maar haar wilskrag was groter. En sy het teruggeklim. Sy het verby haar vorige hoogte gevorder. En toe nie ophou klim, totdat sy heel bo was nie. Die uitsig van daarbo af was asembenemend. Hoe die sonlig op die rivier se water geblink het, hoe die dakke se spitse gelyk het, en hoe sy haar aan die mense, sommer net sulke spikkeltjies van hier af, se bedrywighede kon verkyk. Die sonlig het nie net tussen die blare op haar gesig geskyn nie, nee, haar gesig was heeltemal vol in die son. Sy gaan sit toe om verder uit te kyk en gaan toe aan die dink. Ek het hier bo uitgekom. Ek het hier bo uitgekom. Ek het dikwels gevoel, ek kan nie. Ek wou soveel kere opgee, maar ek het bo uitgekom. En so is die lewe ook. As ek glo dat ek nie kan nie, sal ek nie leer fietsry nie. As ek nie probeer en aanhou probeer nie, sal ek nooit daardie musiekinstrument leer bespeel nie. As ek nie 'n kans waag en by die glybaan afgaan nie, sal ek nie weet hoe lekker dit my maag kan kielie nie. Ek kan nie is die vyand van nuwe moontlikhede. Dit maak die deur wat lei na nuwe geleenthede sommer dadelik toe. Maar ek kan, sê
Ek sal probeer en ek sal aanhou. Dit sê dat dit moontlik kan wees. En daarin lê soveel moontlikhede. Mag ek dan nooit sê dat ek nie kan nie? Sekerlik nie, maar ek kan altyd weer probeer. Toe die dogter lank genoeg die uitsig van haar bo af geniet het, moes sy weer afklim. En alhoewel sy steeds skrikkerig was, was daar geen ander keuse nie. Sy moes afklim om vanaand in haar eie bed te kon gaan slaap, nie daarbo nie. Maar sy het weer op 'n ander geleentheid die boom uitgeklim. Alhoewel dit dikwels nog moeilik, seer en bangmakerig was, was dit elke keer beter. Dit alles omdat sy dit eendag gedoen het, selfs toe sy nie gedink het dat sy sal kan nie.